Goeiedag vriende, weer eens so Theo hierso. Net so 'n woordjie van bemoediging terwyl ons oor God praat en sy grootheid van God. En hoe genadig God is en hoe belangrik dit vir ons is om aan die Here vas te hou. Die jaar lê op sy rug. Dit is amper Kersfees. Die grootste geskenk wat hierdie wêreld ooit ontvang het, was God se liefdeskind Jesus Christus. Ons God en ons verlosser. En by hom is niks onmoontlik nie. Weet nie waardeur jy gaan nie, maar eerstens wil ek vir jou sê, aanbid God in woord en in waarheid en uit die diepte van jou hart. Jy kan na God toe gaan, eerlik en opreg voor God wees. God weet in elk geval alle dinge. As jy Psalm 139 sou lees, sien jy dat en daar in vers 4, nog voordat jy gedagte vorm, weet God reeds al. Nou vriend en vriendin, wat jy ook al nodig het, waardeur jy gaan, as jy vashou aan God en bid tot God en vra, sal God jou help. Want by God is alles moontlik. Gaan lees, ek gaan so 'n paar skrifgedeeltes gee, maar ek gaan nie vir jou daardie skrifgedeeltes lees nie. Maar jy kan sien om te sien dat alles is moontlik by God. Lees Matteus 19 vers 26. God het alreeds vir ons alles geskenk wat ons nodig het. Gaan lees Romeine 8. Vanaf vers 31 sê hy vir ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar vers 32 sê dat hy het alreeds alles vir ons geskenk. Hy het alles vir ons gedoen, vriende. Lees Psalm 57 vers 3. God bewys sy liefde aan ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Romeine 5:8. Al die verlossingswerk, alles wat ons nodig het om verlos te word, kom uit God. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê uit genade word ons gered. Nie deur ons werke nie, sodat ons nie kan roem nie. Alles uit God. Ja, alles kom uit hom. En gaan lees 2 Korintiërs 5 vers 18. God verander ons, hy maak vir ons nuut. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, hy maak vir ons nuwe skepsels. En aan die einde van alles gaan selfs hierdie wêreld waarin ons leef, sal alles nuut gemaak word. Openbaring 21 vers 5. Spreuke 28:5 sê vir ons, dat vir jou en vir my, kan ons kan alles verstaan, alles word verstaan, as ons God soek. Want God het sy gees gegee om in ons te kom woon, die gees van insig, wysheid, krag en sterkte. Volgens Filippense 2:13 is hy die God wat in ons kom werk om God se wil voor te bring. So gaan lees ook Matteus 26 vers 22, dan sal jy sien dat alles wat jy vra, sal jy ontvang, as jy glo, maar jy moet gelowig glo. Matteus 21:22 sê Jesus, alles wat julle vra, sal julle ontvang as julle glo. Daarom moet ons ook onthou die kortste vers in die Bybel, 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid gedurig, bid sonder ophou. Maar ons moet geloof hê, want ons moet God vertrou. Want sonder geloof kan ons hom nie behaag nie. Dis wat die woord vir ons sê. In Hebreërs 11:6. En ongeag wat in jou lewe aangaan, God is nie besig om jou te straf nie. Moenie God blameer nie. Of dit nou goed is of dit nou sleg is. Die Bybel sê vir ons in Romeine 8:28 dat alles werk ten goeie mee. Jy verstaan nie nou nie. Ek kan vir jou uit my getuienis sê dat ek het ook nie verstaan nie. Waarom het ek alles verloor? Waarom het ek, soos hulle gesê in Engels, gesnap deur stres? 22 jaar later sit ek volkome gesond, baie sterker, beproef deur die dinge, ja, maar my geloof het gegroei in God. Ek het God leer ken. Ek het soekende gegaan na God toe. Ek het hom nie geblameer nie. Ek kon nie verstaan daai tyd, hoekom sê God, alles werk ten goeie mee nie. Ek het begin vra, God, wat lief my leer uit hierdie dinge. En vandag weet ek waarom.
Vriende, alles is ons en ons behoort aan Christus, sê 1 Korintiërs 3:21-23. Gaan lees dit. As jy vir Jesus Christus as jou verlosser aangeneem het, het God jou die mag gegee om kind van God genoem te word, Johannes 1:12. Maar onthou net, nie almal wat sê, Here, Here, sal die koninkryk van God beerwe nie, maar hulle wat die wil van die Vader doen, naamlik om sy seun aan te neem as verlosser. God het sy kind gegee en ons gaan Kersdag gaan ons dit herdenk. As jy miskien in PE is, die oggend 8:00, sal ek 'n diens self hou in die sentrum aan die hoek van Cotswold en Cleef. Kort, so jy sal gou by die huis wees, maar is 'n boodskap wat die Here op my hart gelê het, sodat jy kan hoop skep, hoop ontvang, want ons lewe in 'n gevalle wêreld, maar ons het 'n God wat vir ons deurdra dag vir dag. So beloof in Psalm 68:20. Vriende, soos in die Here lewe, is alles nuut. Filippense 4:4 sê, verbly jou in die Here. Jy sê maar, ou Theo, hoe kan ek dit doen? Ken jy my omstandighede? Ja, God ken dit. Moenie jou vasstaar in jou omstandighede nie. Maar kyk op na God, begin bid met geloof. Lê jou saak voor die Here. Hy sê in Filippense 4:6, bring al jou bekommernis na my toe in gebed en smeking, maar met danksegging. Dit meen jy moet glo dat die Here wil jou gaan help. Hy sê in die vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal oor jou kom. Jy is miskien in droefheid, want jy het iemand verloor. Maar die persoon sal die Here geken is veilig by die Here en sal julle weer ontmoet. Volgens 1 Tessalonisense 4:13 moet jy nie tree soos iemand wat geen hoop het nie. Jy mag treur, ja, maar jy weet jy sal hulle weer sien. Miskien het jy jou werk verloor. Waarom? Jy verstaan nie, dis ekonomie, ons lewe in 'n gevalle wêreld. Maar weet jy, God kan ook jou 'n ander deur oopmaak en jou beter werk gee. Vriende, ons het reeds die vyand oorwin. Hy wat in ons is groter as hy in die wêreld is. So moenie op moed verlore vlakte sit nie. Lig jou kop op, lewe in geloof, bly bid, vra die Here om jou dag vir dag deur te dra en hy sal dit doen. Ja, jou vyand is reeds die voetbank van jou voete. Jy het hom reeds oorwin die dag toe jy vir Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Daarom sê Openbaring 12:11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. So vriende, getuig oor wat God vir jou doen. Draai na die Here toe. Daai liedjie wat sê, keep your eyes upon Jesus and look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim, is waar. Glo vir my. Maar die vyand sal altyd rondloop. Hy sal kom en gaan, maar jy kan miskien loop en val. Maar elke keer as jy val en uitreik na die Here toe, en jy steek jou hand uit na die Here toe, sal hy jou optel met sy deurwoorde aan, ook waar jy nou is. God se alvermoë maak dit vir ons moontlik om alles te kan doen, vriende, deur hom. Mag julle 'n geseënde, 'n wonderbare Kersfees hê, jy en jou familie. Hou vas aan die Here. Ek wil net sê, ek stuur elke dag boodskappe uit. My nommer is 076-173-8742. Ek bring die woord aan mense. Dit gaan nie oor my nie. Ek moet minder word, sodat God meer kan word. Maar stuur my jou naam en jou nommer. Of jy Afrikaans en Engels wil hê, 'n audio. Elke dag. Beide of net een van die twee. En ek stuur na jou toe. As jy gebedsversoeke het, stuur dit, ons bid vir jou. Maar onthou, ek kan niks doen nie, maar God kan alles doen. Genade en vrede vir jou, aan jou en jou familie, maar God sy hand van bewaring oor elkeen van julle hou en vir julle deurdra. Onthou Psalm 68:20, glo in God, dag vir dag draai jy deur. Vers 21, God is 'n God van verlossing. Hou vas aan hierdie wonderbare God, by wie alle dinge moontlik is. Liefde aan elkeen van ou Theo.